Handelinge 28 vers 15 sê, die gelowiges in Rome het van ons gehoor, en party van hulle het ons by die Apiusmark kom ontmoet, en ander by die 3 herberge. Toe Paulus hulle sien, het hy God gedank en moed geskep. So, Paulus kom uiteindelik in Rome aan, na 'n baie lang reis en baie wat gebeur het. Onthou, hy is onder arrest, op pad Rome toe, om daarso voor die keiser sy regbank te verskyn, en baie het gebeur. En ek dink Paulus was moeg gewees, en dalk 'n bietjie moedeloos gewees, maar dan lees ons in vers 15, dat Christene gehoor het van Paulus hulle wat daar is, en 'n klomp van die gelowiges het hom kom ontmoet, en dat hy moed geskep het, vanuit hulle wat hom kom ontmoet het, en miskien hom bedien het, en met hom kom praat het. Hy het moed geskep. Soveel so dat Paulus toe met krag kon aangaan met sy bediening, en daarso terwyl hy onder huisarrest in Rome was, vir 2 jaar kon hy mense bedien, het hy mense in sy huis ontvang, en het hy daar gewerk vir die evangelie. Soms kom ons op 'n plek waar ons 'n bietjie moeg is of moedeloos is. Selfs Paulus het. Maak nie saak wie jy is nie, maak nie saak hoe oud jy is nie, maak nie saak hoe sterk jy is nie. En dan het 'n mens nodig dat medegelowiges om jou kom en jou bietjie kan bemoedig, jou dalk bedien, sodat ons kan moed skep. Ek moet dus van my kant af seker maak dat ek gereeld tussen ander gelowiges is wat my kan bemoedig wanneer ek dit nodig het, of sodat ek kan moed skep, en dit is wat gebeur wanneer ons tussen ander gelowiges is, of het sy by 'n diens op 'n Sondag, het sy in 'n klein groep, of hoe ook al, maar dan is ek gereeld op 'n plek waar ek moed skep, vanuit dit wat ander sê, en vanuit die gesamentlike aanbidding, en mense wat my dalk bedien, maar ek moet ook seker maak, en ek moet sensitief wees, vir wie kan ek daardie persoon wees? Na wie toe wil die Here my stuur vandag, om hulle dalk te gaan bemoedig? Wie moet ek dalk bel? Wie moet ek dalk 'n boodskap stuur? Of na toe gaan om net te gaan bid vir hulle, want hulle het nodig om bemoedig te word. Kom ons maak seker ons bemoedig ander, en kom ons maak seker ons is op 'n plek waar ons gereeld bemoedig kan word, sodat ons almal kan aangaan met die werk van die evangelie. Kom ons bid saam. Here, dankie vir mense in my lewe wat my bemoedig. Wys my ook waar ek ander moet bemoedig, sodat ons almal vol moed vorentoe kan beweeg en u doel kan dien. Amen. Mag jy 'n wonderlike dag hê. Here seën jou.